Hartlike goeiemôre en baie welkom so in hierdie leidingsreis. Mag dit so wees dat jy die Here so in die woestyn ook ontmoet. Ons dink 'n bietjie oor wat as 'n ou se rusplek in gedrang kom. Of het jy 'n plek waar jy kan rus? Ek dink baie keer as ek dink oor die frase as my rusplek in gedrang kom, daai plek wat vir jou, sommer jou eie huis, wat vir jou plek is waar jy afgesny kan wees van die wêreld op 'n manier en veilig binne in die grense van jou eie woning jouself kan versorg. En dink vir 'n oomblik as jy dit nie het nie. Hoe swaar dit ook al is, of hoe swaar dit vir jou moet wees. Dat ou se rusplek in gedrang kom. So belangrik as ons deur die woestyn reis, dat ons juis doelbewus die rusplek, die stilte wat ons ook opsoek, is ons behoud. Dit is wat ons aan die gang hou ook in hierdie seisoen. Ons lees Daniël 6 en ons lees vers 11 en dan gaan ek jou so 'n bietjie terugneem na verse wat voor dit gebeur, maar hoor hierdie woorde in Daniël 6. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. En hierdie dekreet wat afgevaardig is, hier lees jy in die gedeelte voor dit, hoor jy die ministers en die goewerneurs-generaal storm toe by die koning en sê vir hom, mag die koning baie lank lewe. Al die ministers en al die goewerneurs-generaal, raadgewers, administrateurs het met mekaar ooreengekom dat daar 'n koninklike dekreet uitgevaardig moet word. En die dekreet moet streng bepaal dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid behalwe vir U majesteit in 'n leeukuil gegooi moet word. Stel dan nou so dekreet op en vaardig dit skriftelik uit, sodat dit nie verander kan word nie. Dit moet onherroepelik wees, 'n wet van die Medeërs en die Perse. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. En is in die konteks hiervan dat Daniël na sy dakkamer se venster na Jerusalem se kant toe gekyk en soos sy gewoonte altyd was, voortgegaan om 3 maal voor God te kniel en hom te aanbid. Aangrypend. En ons reis weer so verder saam met Envia en Dr. Karel Antonissen se skrywe vir hierdie leidingstyd. Baie dankie ook vir julle. In die 70er jare het Albert Scheffer 'n boek geskryf met die naam A Desert in the City. En daarmee wou hy lesers uitnooi en herinner dat die belang van stilte en afsondering te midde van gejaag en die gedrang van alledaagse lewe. En as ons in ons teksgedeelte kyk, dat die absolute plek, die rusplek wat Daniël gekies het, onder absolute vreesaanjaende omstandighede, dat daar aanspraak gemaak word op hom en sy vriende se lewe, en dat dit hulle nie van stryk afbring nie. 'n plek van alleenheid, 'n plek van besinning, om tot God te nader en tot God jouself te wend. En dit is hierdie uitnodiging dat op Sondag het ons ritme, 'n ritme van 'n Sabbat, of om te rus, of om so stilte te beweeg. En baie keer in ons moderne samelewing gebeur dit so dat ons juis nie dit het nie, maar dat Sondag amper een van die besigste dae ook in ons program word. Maar dat dit juis die uitnodiging is dat ons binne in hierdie gejaag so 'n ritme sal skep, tye sal inbou, ruimtes sal skep waar ons, al is dit kortstondig, totaal tot stilte en tot stilstand kan kom.
En volgens die Joodse rabbi Abraham Herschel sê hy, jy's hierdie ding vir 'n Sabbat om te rus is eenvoudig die volgende. Here the goal is not to have, but to be. Not to own, but to give. Not to control, but to share. Not to subdue, but to be in accord. Dis om doelbewus stilte, soos Daniël, hierdie Joodse balling onder groot aanvegting het hy hierdie stilte en hierdie rusplek van die Here se teenwoordigheid opgesoek. En dalk is die uitnodiging hierdie week om juis doelbewus in lydingstyd is weet ons dat op die Sondag is dit nie 'n vasdag nie, maar dat jy jouself baie doelbewus instem om dit anders te laat lyk. Dalk wil jy jou program uitvee vir dit wat jy op 'n Sondag beplan. En kwaliteit tyd saam met die Here, saam met geliefdes deurbring, waar julle saam ook julle geloofsreis in julle stilte en gebedsonderneming, dit wat julle beleef het in die week met mekaar kan deel. Want in stilte en rus, naas die vars perspektief wat dit op ons lewe kan bring, open dit altyd ook 'n hart tot ons naaste. Dit is asof stilte jou help om weer te sien wat jy nodig het om te sien. Here, ons bede is dat U deur ons en met ons en in ons dit sal kom stil maak. Mag ons U teenwoordigheid so ervaar. Amen. Seën vir jou ook vir hierdie week en mag dit vir jou 'n goeie dag wees. Mooi bly.